Goeie vriende. Baie welkom vanmôre by die diens. Is hy reg Anita? As hy. En as daar ook dan besoekers is of nuwe interakkers, is jy ook baie welkom vanmôre en mag jy dan die gasvryheid van die gemeente vanmôre ervaar. Ek wil vanmôre eers begin om vir julle die afkondigings net voor te hou. Daar is vanmôre die aksie Jong van Gees het hulle koswaandjie wat hulle hier buite bedien. Daar is nog 'n paar borde kos beskikbaar. So as jy wil, kan jy dan net by hulle gaan hoor, hier so in die kuier area, en na die tyd almal wat bestel het, kan dan die kos by hulle optel. En dan die fondse gaan natuurlik vir die aksie Jong van Gees ten bate van alles wat ons daar doen. Dan is dit vanaand asseblief onthou vanaand se worship geleentheid. Dit is iets besig om wonderlike dinge te gebeur in die dorp. Ons het 7 skole, 7 kerke wat by die skool het ons die nood gesien om te sê hoe gaan kerke funksioneer om ons jong mense te bereik. En ons het toe by mekaar gekom, die Here se roepstem gehoor. Ons noem dit downtime en dan het ons die jong tienermense wat op die rugbyveld sondaande by mekaar kom en so probeer ons dan 'n koneksie kry dat Christenkinders met mekaar begin meng en dat hulle 'n koneksie het met God en dan so groei in 'n verhouding met die Here, mekaar toerus sodat hulle op die einde van die dag die blye boodskap in die wêreld gaan verkondig. Nou vanaand is daar 'n worship geleentheid waar ons wil hê kinders en hulle ouers almal moet saam kom worship en dit is Dewald Gous wat vanaand hierso kom sing. Dis gratis en verniet en daar gaan koffie wees in die kuier area ook. En dan asseblief, ons het 'n deurkollekte, maar jy het nie nodig om iets in te gooi nie. As jy sou wou iets ingooi, daai fondse gaan vir goed wat ons daar gebruik. Ons wil hê die kerke neem eienaarskap, hulle moet hulle fondse gee vir daai. Maar nou en dan, dis gaan vir die koekies en die koeldrank en alles wat ons gebruik. Ons het so klein fondsie, so dis waarvoor ons dan ook hierdie geld gaan daarvoor. Dan neem ook kennis van al die tye van die dienste wat vir ons voorlê. Ons is nou in die finale groot leidingsweek. Vandag is die intog in Jerusalem, dis waar die hele preek gaan. Palm Sondag en dan donderdag aand is dan die instelling van die nagmaal en dit gaan by Potgietersrus gemeente wees en dan Sondag is dan die opstanningsdiens. Daar gaan 2 dienste wees. Ons het die vroegdiens 6:00 daar by die dam wat een van ons hoogtepunte van die jaar is. Daar's dan niks so mooi, selfs al is dit bewolk. As daai lig so deurbreek deur daai water en dan is daar natuurlik 'n gesamentlike diens ook by Potgietersrus gemeente vir die wat nie die koue wil gaan trotseer of wat nie kans sien om uit te ry of vir watter rede ook al, maar asseblief ons is dan dis die 2 dienste vir die week. Dan sal jy sien ook die familiekamp. Ons gaan weer probeer om 'n familiekamp te hou hierdie jaar, 23 tot 25 Mei, die survivor kamp vir die hoërskool jong mense wat in die skoolvakansie gaan plaasvind. Die angs en depressie groep wat die 24ste April weer by mekaar kom. Ons ondersteuningssentrum se besonderhede daar, almal wat hierdie week verjaar, ons bid die Here se seën op julle toe, dat dit 'n besondere jaar gaan wees. En dan die Bybelstudie hervat op 7 Mei en dan, ek dink dit is al wat ek nou, wag, Anita skryf ook vir my goed. Deurkollekte gaan vanmôre vir Abraham Kriel kinderreis. En dan met die kategese vanmôre, asseblief as ons ook net u hulp kan daar kry. Die kinders bly in die sentrum na die tyd. Ons gaan gou vir hulle 'n videoetjie wys oor die betekenis van Paasfees. Ek gaan probeer om weer een of ander wetenskaplike ding te probeer doen, maar Jaco staan met 'n brandblusser by, gaan hy bystaan. So, en ons gaan hoop en bid dit werk, want ek het hom nie voor die tyd getoets nie. Regtig hoop hy werk. En dan gaan ons hulle nog verder die betekenis vertel van Paasfees en dan gaan hulle in die terrein inbeweeg in Paaseie soek, so Easterrand. Asseblief hulle moenie beweeg verby die houthuisies nie en ook nie verby die grasperk nie. Ons gaan personeel hê om te kyk laat dit nie gebeur nie en ook hulle moenie in die gedenktuin gaan nie. Ons het 'n verskriklike kwaai tannie, ek kyk sê almal hier vanmôre nie. Tannie Gerda, sy raas met my baie as ons met daai tuin baie mooi oppas. So daarom hou ons hulle uit die gedenktuin uit en dan gaan soek. Die goed is dan redelik maklik en jy kan saam met hulle beweeg ook as hulle nog klein is. Ons het die paaseiers in oorvloed uitgepak, so almal behoort te kry. Ek hoop almal behoort te kry.
En as daar maatjies is wat baie het, en jy sien daar's 'n maatjie wat nie een het nie, deel, want dis wat die boodskap van Paasfees is. Ons gaan nou daar gesels om die blye boodskap, om die soet van die Here se boodskap met mekaar te deel. Terwyl ons net eers stil word, ek wil hê ons moet stil word vandag, dink oor die lydingstyd wat vir ons voorlê. Kom ons word stil en kyk ons na hierdie besonderse video en hierdie lied wat gaan speel van David Crowder en luister na hierdie woorde terwyl ons stil word. In Markus 11 kry ons 'n mooi gedeelte oor die intog. Toe hulle naby Jerusalem kom by Betfage in Betanië teen die Olyfberg, stuur Jesus 2 van sy disippels met die opdrag:
Gaan na die dorpie daar voor julle. En sodra julle in die dorpie ingaan, sal julle 'n vasgemaakte donkievol vind, waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom. As iemand julle vra, waarom doen julle dit? Sê dan, die Here het hom nodig. Hy sal hom dadelik hierheen terugstuur. Hulle het gegaan en 'n donkievol gevind, vasgemaak by 'n deur buite op die straat en hom losgemaak. Van die mense wat daar gestaan het, het vir hulle gevra, waarom maak julle hierdie donkievol los? Hulle het hulle toe geantwoord, soos Jesus beveel het. En die mense het hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkievol na Jesus en gooi hulle boklere oor hom. En Jesus het op hom gaan sit. Baie mense het hulle boklere op die pad oopgesprei en ander weer takke met blare wat hulle in die veld afgekap het. Die wat voor hulle geloop het en die wat gevolg het, het uitgeroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom. In die naam van die Here, geseënd is die koninkryk wat kom. Die van ons vader Dawid. Hosanna in die hoogste. Jesus het Jerusalem, die tempelterrein binne gegaan. En nadat hy na alles rondom hom gekyk het, het hy, omdat dit reeds aand was, na Betanië vertrek met die 12. Terwyl ons so sit en ons weet hoe hierdie mense die Here ontvang het met lofliedere. En kom ons sit so en dan breek ons harte oop en sê Here, laat ons vandag U ontvang hierso in ons gemeente en in ons dorp. En ons sing hierdie pragtige lied soos 'n wildsbok, so saam met die orgel sittende saam. Kom ons groet nou mekaar in die naam van die drie-enige God om te bevestig dat hy teenwoordig is om ons elkeen te ontmoet en aan te raak. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou vanmôre staan en 'n nuwe lied sing. Dit is 'n ou lied, maar 'n nuwe lied vir ons in ons gemeente, vreemd miskien vir sommige van u. Maar asseblief luister na die woorde van hierdie lied. En dan hy gaan kom in die preek gebruik. Kom ons staan en sing ons hierdie lied saam met die video, hierdie pragtige lied saam.
Ek hou vir julle vanmôre die wet voor, die opsomming van die wet uit Efesiërs 4 vers 1 tot 3. Daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is, deur mekaar met volkomme nederigheid en saggeaardheid, met geduld en liefde te verdra, en julle daarop toe te lê, om die eenheid wat die Gees bewerk, te bewaar deur die band van vrede. Kom ons sluit die oë asseblief. God, ons genadige Heer, U het die koning van heerlikheid gestuur om ons te red. Vergewe ons weerstand om die sagmoedige en nederige weë te volg. Ons bely dat ons te veel geleun het op aardse wysheid wat twis, jaloesie en selfsugtige ambisie tot gevolg gehad het. Mag U hemelse wysheid sy vrug bring in ons lewe. Vreedsame verhoudings, barmhartige harte, 'n sagte manier van doen, 'n goddelike opregtheid en 'n passie vir geregtigheid. Vorm ons na die beeld van die koning van heerlikheid, ons Here Jesus Christus. Amen. Daar's nou geleentheid waar ek wil graag hê jy moet stil word. U hart ondersoek en alles wat in die lewe is, voor die voete van die Here sit. Terwyl daar op die orgel is, daai pragtige lied Largo gespeel gaan word, gaan ons dan hierdie stilgebed doen, en daarna gaan ons staan en die geloofsbelydenis hardop vir die wêreld bely. Kom ons word stil. Dankie Christel vir daai pragtige spel. Kom ons staan en doen ons die geloofsbelydenis saam asseblief.
die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, jy kan die sitplekke weer inneem. Die teksgedeelte gaan vanmôre op Psalm 118, maar net so voordat ons die teksgedeelte gaan hanteer, gaan ons saam bid. As jy net die oë kan sluit, gaan ek vir julle die pragtige gebed lees. Here, ons weet nie wat ons van U moet vra nie. U alleen ken ons diepste behoeftes. U het ons meer lief as wat ons onsself kan lief hê. O Skepper, gee aan U kinders wat hulle nie weet hulle moet vra nie. Ons werp ons voor U neer en open ons harte vir U. Aanskou ons behoeftes en skenk dan U goeddinke, U barmhartige genade. Kastei of genees ons, verneder of rig ons op. Ons het U weer lief sonder om dit te ken. Ons is stil voor U en bring onsself as offers voor U. Ons het slegs een begeerte. U wil met ons. Leer ons bid en bid U dan self in ons. Amen. Ek wil graag hê ons moet vanmôre Psalm 118 gebruik as 'n bril waarmee ons na hierdie Palmsondag, die intog en dan ook hierdie lydensweek gaan kyk, as 'n bril waarmee ons na hierdie teksgedeelte gaan kyk. Psalm 118 kan jy op die skoot oophou en dit gaan die hele tyd op die bord ook wees. Ons gaan hom so bietjie vir bietjie deurlees en sommer saam daaroor gesels ook. Ek weet nie of jy geweet het nie, dis die Psalm wat die meeste in die Nuwe Testament aangehaal word. Hierdie Psalm word in elke evangelie, in Matteus, Markus, Lukas en Johannes, word hierdie gedeelte aangehaal. En wat ons nie besef nie, die aand toe Jesus gevange geneem is, nadat hulle die Pasgamaal gevier het, toe hulle wegbeweeg het, staan daar Matteus 26, nadat hulle die lofsange gesing het, het hulle na die Olyfberg vertrek. Dat hulle juis hierdie Psalm 113 tot Psalm 118, dat hulle hierdie psalms gesing het. Hierdie psalms wat deel vorm van, hulle noem dit die Hallel psalms, die Egiptiese lofsang psalms. Dis die psalms wat die volk gebruik het in feesvieringe en juis by die Pasgafees, sodat hulle altyd moet onthou van hoe God hulle kom verlos het, die groot nood en druk waarin hulle was in Egipte, en hoe hy hulle gehoor het, hulle smeekgebede, hoe hy hulle verlossing bewerkstelligheid van die Vader, hoe hy hulle gelei het, daarso na die beloofde land, deur die woestyn, hoe hy met hulle op reis was, moes hulle toe die Pasgamaal ingestel, en hierdie psalms is toegesing. En hoe hierdie psalm dan werklik deel vorm van hierdie week. Kom ons lees hom bietjie saam. Psalm 118. Prys die Here, want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. So sommer net so by daai vers stop. Daar's baie mooi goed in. Ek weet nie hoe werk dit in die meeste van julle huise nie, maar in ons huis werk dit so, dat ek en my vrou kom 1 keer 'n week by mekaar, en dan sit ons saam met ons begroting. Dan kyk ons, is almal nog op dieselfde trek, jy weet, kom die inkomstes en uitgawes by mekaar uit, en as daar onvoorsiene dinge gebeur het, hoe gaan ons dit bestuur, het ons geakkommodeer daarvoor, is een van ons twee bietjie buitensporig volgens die spreadsheet, maar ons maak seker dat ons drome, dit waarna ons droom en ons beplanning by mekaar uitkom, sodat ons nie agterweë moet bly nie. Ons maak seker ons op dieselfde bladsy. Dit klink vreemd, maar net so moet dit werk in jou geloofslewe ook.
Omdat ons gewoonte vorm is ons so besig om elke dag op te staan, dieselfde dinge oor en oor te doen, en so begin ons ook met ons geloofslewe, elke Sondag maar kerk toe gaan, jy staan die oggend op, jy bid, jy maak jy Bybel nie, lees hom, maar jy vra nie meer die vraag, but why nie? Hoekom doen ek wat ek doen, en hoekom kom ek kerk toe, en hoekom is ek besig met my geloofslewe, soos wat ek het doen? Want jy sien, iewers moet jy die hele tyd, tot net bietjie stop en gaan kyk, wat is hierdie goedheid, wat is hierdie troue liefde van God? Want ons praat oor die genade van God, en sy troue liefde, en alles wat hierdie week wat daarom gaan, maar as jy nie jou lewe die heeltyd ondersoek, en sê, maar hoe funksioneer dit in my wêreld, verstaan ek dit, is dit deel van my nie? Dan verstaan jy nie hoekom jy elke Sondag kerk toe kom, en om kom aan bid nie, en jy verstaan ook nie hoe jy jou lewensreis aanpak nie. Maar miskien merk jy dan net Christen op 'n vorm uit gewoonte uit, of miskien volg jy Christendom, jy weet nie meer hoekom nie. Daarom is hierdie gedeelte, prys die Here, so belangrik. Want prys, dan dink ons net aan sing, net ons hande opsing en tot lof van God sy prys besing. Maar as jy mooi na die woordeboek gaan kyk, wat beteken hierdie woordjie prys? Dan sit dit om iemand se lof te besing. Maar dan, dit sê ook nie veel nie. In die Engelse vertaling is daar 'n bietjie 'n mooi vir my betekenis. In die Amplified sê daar, "Oh, give thanks to the Lord." Het julle al gesien as iemand vir jou geskenk gee? En dis 'n mooi ding te geskenk. Ek het sê dit al baie, ek het in die verlede ook al baie gesê. Toe ek 'n kind was, het die mense vir jou onderbroeke en kouse gegee en sakdoek, dan dink ek, dis nie 'n mooi ding te geskenk nie. So was nie 'n dankbaarheid in my hart nie. Vandag as jy ouer is en mense gee vir jou onderbroeke en kouse en sakdoek aan, dink jy, dis 'n baie mooi ding te geskenk. Jy waardeer dit nou verskriklik baie as jy hierdie tipe geskenke kry. Maar as mense vir jou geskenk gee en is 'n mooi ding te geskenk, dan maak dit jou hart warm en dan is daar 'n oorvloed liefde en warmte wat tuis kom hier in jou hart. En jy kan nie anderste as om te verhelder en dankbaar te wees vir hierdie geskenk wat tuis gekom het in jou hart nie. En dit is wat gebeur wanneer ons die Here se lof kom besing. Want jy besef sy goedheid en sy getroue liefde wat dit vir jou beteken het hierdie week wat vir ons voorlê. Jy besef wat daai genadegawe, daai geskenk is en dit dring jou om nie anders te kan as om daai give thanks, om sy lofte te besing en om te prys want jy weet wat dit vir jou beteken. Jy het dit ondersoek. En weet julle wat is wonderlik hiervan? Ons doen dit nie eens by onsself nie. Dis die werking van die Heilige Gees om jou te help om te besef, wat staan tussen jou en God? Dis hoekom ons die wet altyd lees. Om daai ondersoek in te stel, om te sê, maar dit staan tussen my en God, en hoe kies ek om te beweet, maar by die Here alleen vind ek my genesing, die antwoord alleen, en hoe help dit my om weer oor te gee, en inkeer en terug te keer, en op die regte pad te bly? En dit is wanneer ons kan oorgee. Alleenlik as jy besef, die sonde wat daar staan tussen jou en God, wat daai afstand bewerkstellig het God sy seun na hierdie wêreld gestuur om jou te kom soek en jou te kom red. Daai sondes op hom te neem, jou te verlos, vry te spreek, maar as gevolg daarvan dat jy aangeneem kan word, weergebore kan word, deel kan word van sy verbond, sy volk. En dan besef jy, hierdie dankbaarheid wat begin in oorvloed in jou hart tuis kom. En dan kan jy nie anders as om te kom loof en prys nie. Ons gaan nou 'n bietjie verder daaroor gesels. Vers 2 lees verder. Nou begin 'n mens sien hoe wie dit almal moet doen. Dit begin van 'n wye kring en dit kom al nouer. Maar hier is ook koninkrykstaal hierin. Laat Israel sê, vir ewig duur sy troue liefde. Wanneer ons die woord Israel hoor, dan weet ons daar word verwys na God se volk met wie hy verbond gesluit het. Maar ons hoor juist daai verbondstaal dat hy hulle volk wil wees en hulle sy kinders moet wees, sy volk moet wees. Maar ons is ingesluit by daai verbond. En dan sê ons wat van sy troue liefde van ewig van was, wat is en wat kom. Hierdie God wat nog altyd in hierdie verbond met hierdie wêreld sal staan. Dan word dit bietjie nouer in vers 3. Laat die huis van Aaron sê, die priesterdom, vir ewig duur sy troue liefde. En dan kom hierdie volgende vers. Laat die wat vir die Here ontzag het sê, vir ewig duur sy troue liefde. Hierdie vers is belangrik, want dit sluit ons almal vandag in. Laat die wat vir die Here ontzag het sê. Hoe het ons vir die Here ontzag? Vandag is die 6de Lydingssondag.
Ons vier die intog in Jerusalem in. Ons het gelees in Markus en Matteus sê ook die skare wat voor hom uitgeloop het. Hulle gooi hulle klere op daardie pad. Hulle gooi die palmtakke en hulle skree: Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer. Hulle het gevra: Wie is hierdie man? Die skare het gesê: Dis die profeet Jesus, die een van Nasaret in Galilea. Jy sien, hierdie mense het hierdie deur oopgemaak na hulle stad toe. Hulle het die deur oopgemaak na hulle huise toe, na hulle gesinne toe, na hulle huwelike toe. Hulle het hulle harte oopgemaak en gesê: Hier's die Messias, hier's die een wat ons verwag het. Ons nooi hom om binne te kom met hierdie lofsange. Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. En wanneer jy begin ontzag hê vir die Here, is wanneer jy jou hart vir die Here oopgemaak het, wanneer dit tuis gekom het, as jy daai but why vraag gevra het, en jy besef het dat die Here vir jou kom sterf het, jou kom soek het, jou kom red het, jou sondes verlos het, en dit is wanneer jy dankbaarheid sê: Maar weet jy wat, ek lewe nie meer volgens my wil nie, maar van nou af is God se wil die enigste wil wat saak maak in my lewe, en God se wil word my wil, God se wil word ooreenstemmend met my wil. Dis nie meer apart van my nie, dis nie meer ek leef in die wêreld en God se iets wat Sondag gebeur nie, maar God se wil word die begin en die einde van my hele bestaan. Dis wanneer jy begin oorgee en sê: Ek lewe in ontzag vir die God wat my geskaap het. Jy maak jou hart, jou gesin, jou huwelike, jou totale menswees, jou hele bestaan, maak jy oop vir hom. Jy maak die deur van jou menswees vir hom oop. Kyk nou wat gebeur hierso. Ewe skielik as ons na die Psalm kyk, die eerste gedeelte was soos 'n koor gesing, en hier gebeur dit nou, gaan dit oor na 'n individueel wat die volk verteenwoordig het, en hy gee 'n getuienis van iets wat met hom persoonlik gebeur het, en hoe die Here hom gehelp het. In my angs het ek die Here geroep, en hy het my geantwoord. Die Here het vir my ruimte gemaak. Ons het al van tevore gesê, en ek het laas Sondag het weer by Rutan ook gepreek, hoeveel keer gebeur het, dat daar probleme is wat oor ons pad kom, en jou situasie is net te groot, dit voel al wat jy kan sien is hierdie krisis, hierdie probleem, en daai probleme, wanneer jy nie die uitkoms, die antwoord van daai probleem sien nie, begin soveel emosies in jou vrymaak, dat al wat jy kan doen is die emosies ervaar en die probleem kan sien, maar jy sien nie die ander kant van dit nie. Dan sê hierdie digter: Ek het in my angs, dit wat elkeen van ons beleef, kom sê ook, ek het in my angs tot die Here geroep. Ons doen dit ook wanneer ons weet, daar's nie 'n ander pad, ons kry nie meer ander antwoorde nie, roep jy ook in jou angs tot die Here. En hy sê die Here het hom geantwoord, en die Here het vir hom uitkoms gebied. Hy sê en dan hierdie mooi woorde: Die Here het vir hom 'n ruimte gemaak. Dink hoe moet dit wees as jy so vasgedruk, vasgeklem voel, dat jy nie kan asem kry nie. Iets wat jou vasdruk, en sê maar die Here kom gee vir jou oopte. Plek waar jy kan heel word, waar jy net weer anders kan dink, en met oplossings kan vorendag kom. Die Here is vir my, ek sal nie bang wees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is vir my as my helper, en ek sal op my harte sneeu sien. Kyk hoe gaan hierdie persoon van iemand wat bedruk, vasgedruk, vasgeklem was, ewe skielik styg hy uit met die Here wat sy helper is, wat hom oplig na 'n nuwe fase waar hy kan op sy probleme neerkyk. Dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. Dit is beter om by die Here te skuil as om op vooraanstaandes te vertrou. Hy begin by mense, en dan vat hy dit by magtige mense, die mense wat mag in hulle hande het. Hy sê by die Here alleen kan jy op hom bly vertrou, onvoorwaardelik. Hy sê dan hierso wat gebeur: Alle nasies het my omsingel. In die naam van die Here kon ek hulle waarlik afweer. Hulle het my omsingel, ja, hulle het op my toegesak. In die naam van die Here kon ek hulle waarlik afweer. Hulle het my omsingel soos bye, maar hulle is geblus soos 'n vuur in 'n doringstruik. In die naam van die Here kon ek hulle waarlik afweer. Ja, hulle het my hart gestamp dat ek moes val, maar die Here het my gehelp. Hoor julle hierdie woorde van hierdie Psalm, amper soos Dawid van ouds, waar Goliat op daai slagveld gestaan het, en Dawid gesê het: Jy kom na my toe met jou sigbare tekens van 'n swaard en 'n spies en 'n skild. Die hele volk bewe om met jou te veg.
maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Ek kom na jou toe, nie met een of ander magic spel, dat ek dit net gaan uitspreek nie, maar met sy teenwoordigheid, as my helper, as die een wat my gaan optel, wat my gaan laat uitstyg, kom ek na jou toe. Soos wat hierdie psalmdigter gesê het, hulle het my gestamp, ek het geval, maar weet jy wat, ek kon opstaan, deur die helper. Hoe? Hy sê in die volgende verse verder. My krag en sterkte was die Here. Hy het my tot hulp gekom. Die geluid van jubelkrete en van verlossing klink op die tente van die regverdiges. Die regterhand van die Here doen kragtige dade. Die regterhand van die Here is hoogelig. Die regterhand van die Here doen kragtige dade. Ek sal nie sterf nie, maar ek sal lewe en vertel van die dade van die Here. Die Here het my ernstig tereggewys, maar aan die dood het hy my nie oorgegee. Hoor daai woorde, die regterhand van die Here het hy hooggelig. Nou hierdie lied is gesing by Paasfeesvieringe. Om hulle te onthou, daarso by die uittog uit Egipte uit, toe hulle in verdrukking was, het die regterhand van die Here hooggelig en hulle kom bevry. Daar toe hulle by die see kom en hulle gedink het hierdie Egiptenare kom, hoe gaan daar uitweg wees? Hier kom groot moeilikheid, ons gaan sterf. Het die regterhand van die Here opgelig en die see het geskei en het vir hulle uitkoms gebied. Toe hulle in die woestyn was en hulle honger was en dors was, het die regterhand van die Here opgelig en vir hulle voorsien dit wat hulle nodig was. Die Here wat getrou en lojaal saam met hulle reis met sy regterhand, sy krag en sy mag wat die simbool is van die regterhand. Ons weet, daagliks word ons as gevolg van die impak van die sondeval, word ons ook baie keer plat gestamp. Maar hier in die lydingstyd weet ons, die sonde is oorwin. Jesus Christus is gekruisig, gesterwe en begrawe en hy het opgestaan, hy sit aan die regterhand van God. Die krag en die mag kom ons Here toe. En hy sê, julle sal nie alleen wees nie, ek sal met julle wees tot die volëinding van die wêreld. En hy gee vir ons die Heilige Gees om ons te help. Deur hierdie krag van die regterhand van God saam met ons. In hierdie lydingstyd weet ons wat dit vir ons beteken. Daarom my liedjie wat ons in die begin gesing het. Vreemde liedjie miskien vir party. Maak nie saak watter omstandighede jy het nie, maak nie saak watter uitdagings daar vir jou is nie, maak nie saak wat se beproewinge nie. Kan jy sê in die middel van die goed, ek sing 'n haleluja in die midde van my vyande. Ek sing haleluja harder as die ongeloof. Ek sing haleluja, my wapen is 'n melodie. Ek sing haleluja. Hemel kom en veg vir my. Ek sing in die middel van die storm, want ons koning het opgestaan. Hoor hierdie digter se verdere smeke. Maak die poorte na geregtigheid oop. Ek wil daarmee ingaan. Ek wil die Here prys. Ons weet dit gebeur met die Here se opstanding. Want toe die Here gesterf het, het die voorhangsel van die tempel geskeur. Niks sal ooit weer tussen ons en God staan nie. Die Here het sy koninkryk tuisgebring in ons midde. Dit is die poorte na die Here. Regverdiges mag daardeur ingaan. Ek wil U prys omdat U my geantwoord het en my te hulp gekom het. Die klip wat die bouers afgekeer het, het die hoeksteen geword. Van die Here het dit gekom, dit is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons juig en ons in hom verheug. Hoor hierdie woorde in vers 22. Bekende woorde, woorde wat die heeltyd herhaal word in die evangelies. Die hoeksteen was die fondament en ons het dit al in 'n preek gesê, waar volgens die mure gebou word. Hierdie klip het in Jerusalem ingekom. Die mense het aanvanklik hulle deure oopgemaak om hom te verwelkom en toe pas hy nie in hulle denkraamwerk in nie. Hulle sê loof hom, prys hom, hierdie seun van Dawid, hierdie lang verwagte, Hosanna aan die hoogste, net om 'n kort rukkie verder te sê kruisig hom. Kruisig hom. Maak hulle weer daai deure toe. Hierdie digter gaan verder, hy sê, ag Here, verlos ons tog. Ag Here, tog voorspoed. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle uit die huis van Dawid. Hierdie mooi gedeelte wat 'n Messias Psalm is, wat vir ons die voorspelling maak van een wat kom. Die Here is God, hy het vir ons lig laat skyn. Ons weet, die Here is die lig en die duisternis kan dit nooit weer uitdoof nie. En dan kom hierdie mooi gedeelte in vers 28. Hoor, wanneer all said is done, wat sê die Engelsman, when all is said and done and said more.
wanneer alles gebeur het, dan sê hy in vers 28, U is my God, en ek prys U, my God, ek wil U verhoorlik. Hierdie psalmdigter het alles ondersoek en besef, en dit het sy hart verander. Hy het hierdie geskenk besef, en hy het tot die werklikheid besef, hy moet sy deur oopmaak. Hierdie God is my God. Hierdie teks sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. God het vir ons 'n nuwe dag kom skep. As julle nog nie agtergekom het nie, vers 1 en vers 29 herhaal. Prys die Here, want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. Die begin en die einde van ons hele bestaan is God se troue liefde, wat vir ewig sal duur. Daarom moet ons vra, moet ons smeke, ons gebed wees. Net soos die liedjie in die begin sê het, want omdat die Here lewe, kan ek môre aanpak, kan ek vandag aanpak. En daarom moet ons hartsbegeerte wees, dat elke persoon in hierdie lydingsweek wat vir ons voorlê, die but why vraag sal vra. En onder die leiding van die Heilige Gees sal sê, maar U is my God, U het my kom soek en my gered. En dan met 'n versekerde hart uit dankbaarheid sal gaan leef tot eer van die Here. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, nie een van ons is dieselfde nie. Nie dieselfde uitdagings nie, daar's gemeenskaplike uitdagings. Maar al die uitdagings kom vanweë die impak van keuses en sonde. En wat die wonderlik is, Here, U het 'n begrip vir elkeen van ons. U weet waardeur ons gaan en dis net te groot vir ons begrip, want ons kan dit nie eens begin insien of indink of verstaan nie. Maar net soos wat hierdie digter getuig het, dat hy in angs hierdie situasie van nood moes aanpak, en hy geweet het, daar's net een antwoord tot wie hy homself kan rig, en dit is die Here. En hoe hy getuig het, maar die Here het geantwoord, en die Here het gereageer, en die Here se regterhand het hom omvou en opgelig. Net so mag ons in hierdie tyd wat vir ons voorlê, sal besef, het gaan nie net oor ons aardse hier en nou nie, maar het gaan oor ons ewigheidswaarde, dat U die koninkryk tuisgebring het in ons almal se bestaan. Dat ons die voorreg het om elke dag aan te pak in die naam van die drie-enige God, omdat daardie God saam met ons is, en daarom moet ons smag dat U wil, ons wil word. Daarom kan ons die nou se uitdagings en die môre se hoop ons eie maak en alles oorkom. Mag ons so met die ongemak geseën word, dat die but why vraag in ons harte tuis kom, dat ons sal weet, die blye boodskap wat ons harte vul, U Heilige Gees wat daai harte warm maak vir die Here, die wêreld sal verander, dat die koninkryk tuis sal kom, en elke knie sal getuig, sal buig en getuig, daar is net een Here. Seën ons vanmôre, Here, met die begeerte van ons hart. Amen. Terwyl dan kollekte opgeneem word, gaan daar natuurlik die lied van Jerusalem gespeel word op die orgel, en ons luister ook dan asseblief daarna.
Christel, dis pragtig. Ek het twee afkondigings net vergeet. Die een was, die Love Me Mokopane het by mekaar gekom nou gister, hulle het daar weer by die poliestasie ander goed gaan skoonmaak. Die 10de Mei is die so, as dit jou ontmoeting met die Here is, om iewers dan koninkrykswerk doen in die wêreld, fisies met hande werk. Die 10de Mei kom hulle weer by mekaar, ons gaan so in die afkondigings ook deurgee die hele tyd. Daar by Soedoring woonstelle, dan gaan hulle daar ook bietjie die mense se verblyf bietjie beter maak en kyk hoe kan hulle dit maak. So as jy enige inligting wil hê, kan jy hulle vir Alwyn kontak. Dan by die skuilinghuis, daar by wat ons het tussen Pietersburg en Loets, gaan ek binnekort net ook vir julle goed deurgee op die groepie, kyk net daarna. Die mansbadkamer, daar's net een stot tans vir die mansbadkamer. So hulle staan bietjie toe om te stort. En dit is 'n ding wat maklik opgelos kan word met welfietjies en klein goedjies. En my buurman Jan het nou vir my gesê, ek het hom sê vir my die pryse en goed deurgee wat hulle als nodig het, want dan kan 'n mens meer stotgeriewe vir die mans daar gee, dan hoef hulle almal nie so te staan nie. So asseblief, as julle dit sien, dit gaan oor hierdie stotgeriewe, en dan sal ons volgende die ander goed ons probeer daar kyk net hoe kan ons dit bietjie beter maak met dinge. So dan weet jy al net waar gaan die stotgeriewe. Kom ons staan, dan sing ons hierdie pragtige slotlied saam. Ek weet verseker, en dan om al die kinders in daai tyd kan net kom bly sit. Ek weet verseker, dan bly staan vir die seën en die musikale amen, en dan as jy dit nie verby kan kom koffie en tee saam kuier. Kom ons staan asseblief.
ontvang nou die seën van die Here en mag dit vir ons in hierdie lydingstyd 'n nuwe betekenis kry. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Die drie-enige God is by ons van nou af tot in alle ewigheid. Amen.